Ons lê die oor met ons sing. Ja, Here Jesus, hoe wonderlik is U. Hoe groot en hoe almagtig is U. Ons wil die naam groot maak. Want U is ons God. En U is meer as genoeg. En U is waardig om aanbid te word en ons loof en ons prys U. Dankie dat ons weet U is altyd by ons. U is ons hulp, U is ons krag en U is ons God. Ons wil die loof en die prys. Here Jesus, ek wil vra dat U vanaand met elkeen van ons sal praat en dat ons werklik waar sal luister. Dat ons ore en ons harte sal oopmaak en sal luister na die woord en dit sal ontvang en dit in ons harte sal bære en dit sal toepas in ons lewens. Dankie Here Jesus, dat U kom tot al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Ek sal met my oopmaak in Hebreërs 13 vers 6. Die tema van die boodskap vanaand is die Here is my helper. Die Here is my helper. Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Hebreërs 13 vers 6 is 'n gedeelte wat direkte praktiese instruksies vir Christelike lewe bied. Die gedeelte haal Psalm 118 vers 6 aan, wat sê, die Here is my helper, ek sal nie vrees nie. Die Here is my helper, ek sal nie vrees nie. Wat sal die mens my aandoen? Wat kan 'n mens so aandoen as God met jou is? Die gedeelte beklemtoon dat gelowiges nie vir mense moet vrees nie. Jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie vir mense te vrees nie. En oor die oneindige mag van die vyand hoef ons nie te vrees nie, want God is saam met ons. Die Here se genade en goedheid is by ons. Ons hoef nie te vrees nie. Maar kom ons ontleed 'n bietjie die vers. Hy begin met daarom. Nou, hy begin met daarom. Hoekom begin hy met daarom? Dit beteken dat ons 'n bietjie moet gaan aan navorsing doen. Ons moet 'n bietjie gaan kyk, hoekom begin hy met daarom. So daar is iets wat vooraf gebeur het. En dit is hoekom hy die woordjie gebruik, daarom. Vers 5 lees ons. Kyk net so versie terug, dan lees ons in vers 5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, en luister nou mooi, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En nou gaan hy aan met, daarom hoef ek nie te vrees nie. Dis omdat die Here vir ons kom sê, hy sal ons nooit begewe of ons nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, soos van die vers sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Hy praat van ons. Dit beteken kinders van die Here. En hy sê baie mooi, hy praat met die kinders van die Here. Ons wat deel is van God se familie, wat deel vorm van sy liggaam. Dit is die ons wat hy van praat. Vraag is jy deel van daai ons? Dit is die ons wat hy van gepraat het. Jy kan nie deel hê aan die dinge van die Here as jy nie aan sy liggaam behoort nie. As jy nie kind van God is nie, kan jy nie deel hê aan sy dinge nie. Dink nou daaraan as ek 'n smil lekker burger vat en ek eet daai burger en die sous loop nie by my mond af, o, dis so lekker, ek verlustig my daai burger. En jy staan aan een kant en jy kyk vir my. Gaan jy deel hê aan daai burger? Nee.
Daai burger gaan in my liggaam in en die kos wat in my liggaam gaan my liggaam stig en dit gaan my liggaam voed. En dit gee daai lieflike smaak af, wanneer jy jou so verlustig. Maar dit gaan in my liggaam in, so ek deel van daai wat ek eet. Dieselfde met die geval. As jy nie deel is van God se liggaam nie, hoe gaan jy deel hê aan God se voorsiening? Hoe gaan jy deel in sy grootheid? Jy kan slegs deel hê aan 'n liggaam as jy deel is van daai liggaam. Daai burger gaan nie die persoon wat kyk stig of voed nie, want hy het dit nie geëet nie. Dit gaan nie die liggaam waarin dit ingegaan het, voed en stig. So vir jou om deel te hê aan God se heerlikheid en sy grootheid en sy goedheid, moet jy deel wees van sy liggaam. En dan word jy deel van die ons. Nou hoef ons nie te vrees nie. Maar as jy nie deel is van die ons nie, dan sit jy met 'n probleem. Met 'n ernstige probleem. Want nou is jy nie deel van God se liggaam nie. God se beloftes wat hy in sy woord gee, is vir sy kinders. Is jy deel van God se liggaam? Het jy al gesê, Here Jesus Christus, ek het U nodig. Ek kan nie meer sonder U nie, Here. Ek het alles in my lewe probeer. Ek het drank probeer. Ek het plesier probeer. Ek het die wêreld probeer. Maar niks het vir my geluk gebring nie. Maar Here, nou wil ek U 'n kans gee. Ek wil U 'n kans gee, Here. Ek wil my lewe aan U gee, Here. Ek wil U dien, Here. En ek wil deel word van U liggaam. Want nou wat ek deel is van U liggaam, Here, kan ek deel hê aan die goedheid en aan die guns. Nou kan ek deel hê aan U liefde wat U vir my gegee het aan Golgotha se kruis. Die Here het niks gevra van ons nie. Die Here vra niks van U nie. Hy het sy bloed gestort aan daai kruis vir jou dat jy kan lewe. Al wat ons moet doen is om te kom en te sê, Here, hier is ek. So gebroken en so stikkend soos wat ek is, Here, kom ek. En ek kom lê myself voor U voete neer. Want Here, niks in my is goed nie. Ek sal nooit perfek wees nie, Here. Maar dank die Vader, dank die Here, dat hy soek nie mense wat perfek is nie. Die Here wil nie hê jy moet eers perfek wees nie. Hy sê, kom soos jy is. Kom net so gebroken, net so stikkend soos wat jy is. Kom na my toe en ek sal jou red. Ek sal vir jou die lewe gee, en lewe in oorvloed. En nou word jy deel van daai ons. Wat 'n wonderlike voorreg. Gaan praat nou met almal wat kind van God geword het. Dis die wonderlikste voorreg op hierdie aarde wat jy kan hê, is om by Jesus Christus uit te kom. Amen. Geen drank, geen geld, geen plesier, geen dwelms, geen niks kan vir jou die plesier gee wat Jesus Christus vir jou gee. En jy weet wat is die geheim? Dit beteken nie as jy Jesus Christus dien dat alles gaan 100% gaan. Geloof vir my. Die dag as jy Jesus Christus aanneem, dan gaan jy begin besef wat is probleme. Want nou het jy 'n vyand bygekry. Sien die wêreld is nie 'n vyand nie. Alles gaan happy-go-lucky. Die oomblik as jy by Jesus Christus aankom, is die duiwel jou vyand. En nou gaan hy alles in sy vermoë doen om jou te verhoed om die Here te dien. Hy wil nie hê jy moet die Here dien. Hy gaan in jou oor kom fluister, dis klomp nonsens, moenie daarna luister nie. Want hy wil nie hê jy moet die ewige lewe beerwe nie. Hy wil hê jy moet in die poel van vuur brand. En die hel is 'n realiteit. Weet jy of jy dit besef nie, maar die woord van God praat van die vuur wat brand en nie ophou brand nie. Is dit waar jy wil op eindig? Of wil jy eerder by Jesus Christus kom en sê, Here, ek het U nodig. Jy kan nie deel hê aan die dinge van die Here as jy nie in sy liggaam behoort nie. Jy moet aan die Here behoort. Jy moet jou lewe vir die Here gee. Dit is ons wat hy hiervan praat. En daarom kan ons, die klem is op ons wat aan hom behoort, met alle vrymoedigheid. Kyk na die woordjie vrymoedigheid. Die Engels praat van boldness. Het jy boldness om met jou Vader toe te gaan?
Ek meen, kyk in die Ou Testament, as jy het nie gewaag in die heiligste ingegaan nie. Jy het morsdood neergeslaan, en ek het dit al baie genoem. Jy kon nie naby God kom nie, jy kon nie God aanskou nie, jy het morsdood neergeslaan. Daar het hulle die ark gedra, en die ark het geval, en die ou wil net keer om die ark te keer, en toe die ark raak, toe slaat hy morsdood neer. Wat is beter vir die ark om op die grond te val, as wat jou sondige hande aan God se heiligheid moet raak. God is heilig. Hy is 'n heilige God, en hy het nog nooit verander nie. Hy bly gister en vandag en altyd dieselfde. Maar wat is die verskil? Wat maak ons anders as die Ou Testamentse mense? Wel, Jesus Christus. Jesus Christus het die prys kom betaal. Nou wat jy aan Christus behoort, kan jy met vrymoedigheid, met daai boldness na God toe gaan. Hoekom? Want nou is hy jou Vader. Vrymoedigheid beteken die hoedanigheid van vrymoedig wees, met 'n gevoel van vryheid en gebrek aan vrees. Dit is sinoniem met durf, vermetelheid of resolusie, afhangende van die konteks en die sin waarmee dit gebruik word. In die Nuwe Testament dui die terme vrymoedig en vrymoedigheid op 'n ingesteldheid van openheid wat voortspruit uit 'n gevoel van vryheid en 'n gebrek aan vrees, en is meestal gebaseer op 'n sterk vertroue in God. Nou is my vraag, kan jy met vryheid na God toe gaan as jy in sonde lewe? Jy kan nie. Kan jy met vryheid na God toe gaan sonder Jesus Christus? Nee, jy kan nie. En dink bietjie aan jouself, vir ons wat kinders van die Here is, as jy iets verkeerd gedoen het, dit pla jou. En dit voel, jy kan nie lekker met die Here praat nie, want hierdie ding is tussen. Totdat jy by die Here gekom het en gesê, Here, ek het verkeerd gemaak, ek vra vergifnis, vergewe my, en die Here vergewe jou. En die Here maak jou weer vry, dat jy met vrymoedigheid na hom toe kan kom. Want sien, sonde bring 'n skeiding tussen ons en God. En hoe meer jy in die sonde is, gaan jy nie vrymoedigheid hê met God te praat nie. Want die sonde staan heel dag voor jou. Maar as jy die sonde gaan aflei en jy kom by Christus uit, en hy was jou skoon met sy bloed, en jy het 'n nuwe mens geword. Jy's vrygespreek, want Christus het klaar die prys betaal. Dis is daar geen veroordeling nie. En nou wat daar geen veroordeling is nie, raai wat? Nou kan jy met daai vrymoedigheid na God toe gaan. Jou hemelse Vader wat vir jou wag. En jy kan na hom toe gaan, sonder om te vrees. Daai sterk vertroue in God. Ek vat myself as voorbeeld. As kind was ek baie skaam geweest. Ek was verskriklik skaam. Julle weet nie hoe skaam ek was nie. Toe die woord skaam in die woordeboek opgesoek het jy 'n foto van my gekry. As iemand vir my hallo gesê, dan was ek bloedrooi. As ek met iemand moes praat, dan was ek bloedrooi. Ek het nie met mense gepraat nie. Maar weet die interessante ding is, met my familie, met my ma en pa, met my 2 susters, en met my neef, ek en my neef was baie na aan mekaar, het ek gelag en grappe gemaak, en jolly gegaan, en te kere gegaan, en gepraat, en as jy hartseer was, het ek met hulle gedeel, en jy kom met vrymoedigheid, het ek voor hulle te kere gegaan. Want ek was op my gemak, ek het vryheid gehad, ek het veilig gevoel. Maar nee, weer, kyk, as ons daar in die straat kom en as ander mense, as Louis Toepstel. Ek het nie met mense gepraat nie, jy het nie vir my gesê om vir iemand iets te gaan vra of met hulle te praat nie. Want dan was ek bang, en dan daar vrees ingekom, en dan kruip jy maar agter jou male weg. Want ek het nie vrymoedigheid gehad om met ander mense te praat nie. Maar met my pa, ek kom met vrymoedigheid na my pa toe gaan. Ek kon met enigiets na my pa toe gaan en met hom praat. En ons kon lag en saam gesels en saam grappe maak en saam huil en saam raas en maklei en weer vrede maak en die lewe geniet.
Want dit was my pa, dit was my familie, ek het vryheid gehad. Dieselfde vryheid kom Christus vir jou gee. As jy in Christus behoort, dan word jy deel van God se familie. Jy is nou deel van sy liggaam. God is nou jou Vader. En soos wat ek met vryheid na my Vader toe kon gaan, kan jy met vryheid na God toe gaan. My hemelse Vader, ek wil net vandag bietjie met u gesels. Wanneer laas het jy al so met die Here gepraat? Net stil geword en met die Here jou hart oopgemaak. Ons hardloop so vinnig na mense toe en by mense afpak. En hoeveel keer gebeur het dat as jy by mense afpak, dan hardloop hulle na ander mense toe, dit en dit gehoor. Of omhandel hulle jou stief. Maar weet jy wat, ek het nuus vir jou. Jou hemelse Vader gaan jou nooit stief behandel nie. Sê na jou hemelse Vader toe kom en sê, my Vader, ek het droog gemaak. Ek wil net met u praat vandag. Here, ek het nou weer dit en dit gedoen. My hart is seer, Here. Die Here luister na jou. Die Here sien jou trane, die Here sien jou seer, die Here sien jou blydskap, en jy kan met daai vrymoedigheid na jou Vader toe gaan. Want Jesus Christus het jou vrygekoop. Jy behoort aan Jesus Christus. Maar het jy al by Christus uitgekom? Dis die groot vraag. Het jy al by Jesus Christus uitgekom? Dan jou sondes bely en besef die nood wat jy het vir Christus. Soos iemand wat siek is, 'n dokter nodig het. Het ons wat sondags is Christus nodig. Die woord van God sê, as jy met jou mond bely en die Here aanneem, het jy die reg om kind van God te wees. En sal hy jou red en hy sal jou vergewe. Maar jy moet met jou mond bely en sê, Here, ek het u nodig. Vir ons wat al 'n lang pad met die Here stap. Dit is goed om die dinge weer te hoor. Want partykeer stap ons so lank met die Here, dat ons so hoogmoedig raak en van onsself voldaan raak, dat ons vergeet dat ons die Here nodig. Ons begin op ons eie kragte staat te maak en dink ek is so wonderlik en fantasties en het so baie kennis, ek kan op my eie staan. Jy kan nie. Tyd dat ons weer moet begin besef dat ons het Christus nodig. En met Christus in jou lewe kan jy met vrymoedigheid na God toe gaan. Daar's baie mense wat in kerke sit wat arrogant is. Wat dink hulle is net die myn peanut in die pakkie. En as hulle arrogant en eendag gaan hulle by die Here kom en gaan die Here vir hulle sê, ek ken jou nie, gaan weg van my. Maar Here, in u naam het ek dit en dit gedoen. Gaan weg, ek ken jou nie. Wil jy eendag daai woorde hoor, dat die Here vir jou sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Jy was nooit deel van my liggaam nie. Ja, jy het al die regte dinge gesê en gedoen, maar jy het dit gedoen vir jouself. Jy was hoogmoedig. Jy het my nie gedien nie. Jy wou gesien word deur die mense. Jy wou aansien en eer en heerlikheid gehad het by mense. Of dien ons die Here met nederigheid? Besef jy hoe verlore jy is sonder Christus? Besef jy hoe nodig jy Christus het? En doen jy dit wat jy doen vir Jesus Christus? En alles wat jy doen, doen jy dat sy naam verheerlik kan word. Hoe jy met mense handel, moet Jesus Christus verheerlik word. Hoe jy met ander praat, moet Jesus Christus verheerlik word. Met dit wat jy doen, moet Jesus Christus verheerlik word. Met die kleinste dingetjie wat ons in die gemeente doen vir die Here, doen ons vir Jesus Christus. Jesus Christus se naam moet hoog gehou word en mag nie skade ly nie. Kom ons maak seker dat ons nooit die naam van Christus sal laat skade ly nie. Wees eerder nederig en die minste, maar laat Christus se naam hoog bly. Want dan kan jy met vrymoedigheid na die Here toe gaan, as jy in Jesus Christus behoort. Ons kan deur Jesus Christus nou met daai selfde vrymoedigheid na God toe gaan, want hy is ons Vader en hy is lief vir ons. As gevolg van daai vrymoedigheid
Wat kan ons nou doen, sê die woord? Dan kan ons sê, die Here is vir my 'n helper. Nou kan jy met daai vrymoedigheid, want Christus is met jou. Hy het jou verlos. Nou het jy daai vrymoedigheid. Nou kan jy sê, die Here is my helper. Maar jy kan dit nie sê as jy nog nie by Christus uitgekom het nie. Jy kan nie dit sê as daar sonde in jou lewe is wat nog nie meer afgereken is nie. Die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Die Here is die een wat my help. Kan jy dit sê? Kan jy dit vanaand sê? Het jy daai verhouding met die Here? Kan jy sê, omdat ek aan God behoort, hoef ek nie te vrees nie. Ek hoef nie te vrees vir môre nie. Vrees jy dalk vir môre? Vrees jy vir die dag wat gaan kom? Vrees jy oor wat gaan gebeur, of wat jy moet doen, of waar jy moet gaan, of besluite wat jy moet neem? Gee bietjie daai besluite wat jy moet neem vir die Here. En neem bietjie al jou besluite wat jy doen met die Here in ag. En kyk hoe gaan jou lewe verander. Here, ek het besluite wat ek moet maak, maar ek gaan dit maak met U, Here. Want dan hoef ek nie te vrees vir môre nie. Maar sonder Christus is dit hopeloos. Hierdie wêreld is donker. En ek het nuus vir u, dit gaan net slegter raak. Hierdie wêreld gaan nie beter raak nie. Ons het vandag by pastoor Oukoop oor dieselfde ding gepraat. Hierdie wêreld stuur op die einde af. En of as Jesus Christus gaan talm om te kom, is ek bevrees gaan die mensdom homself vernietig. Want hulle stuur op 'n ramp af. Dis nie net Suid-Afrika wat probleme het nie, die hele wêreld is in 'n gemors. Dinge kan nie meer langer so aangaan voordat die mensdom homself gaan verwoes nie. Is jy gereed vir as Christus kom? Is jy gereed as daai trompet gaan blaas? Want dit gaan blaas. Die vraag is, gaan jy saamgaan as die trompet blaas? Of gaan jy agterbly? Gaan jy die wees wat agterbly in die banke en dan vir mekaar gaan kyk, o, jy's ook hierso. Maar ek het gedog, jy's so 'n goeie Christen, maar hoe sit jy dan nou nog hierso? Nadat ons 'n bietjie laat dink. Hoe is jou verhouding met die Here? Of het jy daai vrees waarin jy konstant in lewe? Jy het nooit vrede nie. Jy het altyd smarte en moeilikheid, want jy het nooit vrede nie. Maar die dag as jy by Christus uitkom, gaan jy vrede kry. En dan gaan jy besef wat ware vrede is. Dan gaan jy besef wat vrede is te midde van die storm. Dan gaan jy besef wat dit is om vrede het, al gaan dinge verkeerd. Want dan gee Christus vir jou die vrede. Of is jy soos wat van daai mense sê, het jy nog nooit daai verhouding met God gehad nie, nou, soos hoe sê daai een liedjie wat hulle sing, from a distance God is watching us. Voel jy soos daai liedjie sê, die Here is maar daar doel ver, hy het nie behaag in my nie, hy stel nie belang in my nie. From a distance he is watching us. Of is die Here hier naby jou, het hy deel geword van jou, is hy deel van jou lewe. Staan jy in die oggend op, Here, dankie vir nog 'n dag. Here, dankie dat maak nie saak wat se probleem ek vandag moet deurgaan nie, ek weet ek gaan dit saam met u in. Here, dankie dat u my lei, dankie dat u my God is. En u sien net daar doel ver in die Here, u het na hierdie aarde toe gekom en vir my na kruis gesterf, want dis so naby u aan my gekom het. Want u het my sondes op u geneem. En u het 'n verhouding met my. Ek hoef dan Vader nie te sê from a distance, want my God is nie in a distance nie. My God is elke dag by my. Hy stap saam met my, hy praat met my, hy wandel met my. En dis 'n verhouding wat ons het. Dis nie 'n godsdiens nie. Dis 'n verhouding. O, en wat 'n wonderlike voorreg is dit om kind van God te wees. Wat 'n soete vreugde. Vandag toe ons weer daar met pastoor Oukoop hulle praat, loop die trane weer. As ek verskoon my dat ek so maklik bewoor raak oor. Maar as jy die liefde van Christus besef, en jy besef waar
Christus jou gaan haal het, kan jy nie anderste as om bewoord te raak nie. Want jy besef wat 'n verlore sondag jy was. Maar God se genade het jou kom uitruk en jou gered. En hy het 'n verhouding met jou. Hy's by jou. Hy's daar vir jou. Daarom hoef jy nie te vrees nie. Die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Deur Jesus Christus kan ons moed hê. Dit is die antwoord. Hy is die enigste antwoord. Hy wil vir jou 'n God wees. Hy wag met oop arms vir jou. En as jy deel is van sy liggaam, wat 'n wonderlike voorreg. Want nou stap hy saam met jou. Nou is hy die ene wat jou laste dra en jou laste ligter maak. Kyk saam na die volgende paar verse. Psalm 33 vers 20. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Nou hoe pastoor Heinrich ook al baie gesê, as jy die Bybel lees, by 2 of 3 sal 'n saak vas staan. So kom ons kyk of ons meer as een versie kan kry wat sê die Here is ons hulp. En julle sal verbaas wees hoe baie versies is daar. Ek het nog maar net 'n paar genoem. Psalm 37 vers 39. Maar die hulp van die regverdiges is van die Here. Hulle toevlug in die tyd van benoudheid. Nou wie toe gaan jy in tye van benoudheid? Na jouself? Na jou vriende? Na sielkundiges? Sielkundiges gaan vir jou niks doen. Niks. Hulle gaan vir jou wêreldse wysheid gee en filosofie. Kom by die woord van God uit. Kom by God uit, laat hy vir jou die hulp wees. Want die Here wag vir jou, hy wil jou help en hy sal jou laste help dra. En in tye van benoudheid sal hy by jou wees. Sal hy jou dra. Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Wow! Kind van God, luister mooi. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Gaan lees Jesaja 53. Ons krankhede het hy op hom geneem. Hy is gespot en geslaan en verwerp ter wille van ons. Hy is in daai kruis gesterf. Hy het jou smarte en pyn op hom geneem. Hy weet wat dit is om deur pyn en smart te gaan. Want hy het die grootste pyn en smart op hom geneem. Hy weet wat dit is om verwerp te word. Hy weet wat dit is om valslik beskuldig te word.